Terwyl ons so staan, kom ons sluit die oë. Dankie Vader Jahwe dat ons so 'n ryke skat het om U woord te kan oopmaak, die liedere te kan sing, saam kan bid, op U kan wag en werklik te kan opkyk na U toe wat heilig, heilig, heilig is. En dat ons siele ons kan verlustig vanoggend in U groote genade om dit met ons te deel. Dat die woord vir ons leer, heiligmaking is U diepste wil vir ons lewe. Om te wees soos wat U is, soos wat U verordineer het. En Vader, dankie vir die hoop wat ons het, omdat U Heilige Gees vanoggend daardie getroue getuie in ons harte is, om die geloof en die liefde en die hoop aan te wakker, te voed en te koester. Dit is ons gebed vanoggend, dat ons elkeen voor U sal staan, met daardie diepe bewustheid van wie U is en wat U doen, en U teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat ons vanoggend ons hart en hande kan ophef, en sê waarlik, daar is niemand soos U nie. Ons bid dit in Yeshua. Amen. Jy kan net sitplekke inneem, baie dankie. Hier is so 'n bietjie van 'n steurnis met die syne. Kyk maar net asseblief dat julle selfone af is en die ou Bluetooth en al die goed, die syne krap so 'n bietjie met die uitsending, as julle kan help om net julle fone af te sit. 1 Johannes 5, ons staan amper op die einde. 1 Johannes 5 vanoggend se tema, dieselfde as verlede week, lewendige gebed deel 2. So as u dit verlede week dalk gemis het, dit is belangrik om die vloei en die kontinuïteit van 1 Johannes raak te sien, eintlik al die laaste, hoe lank is ons? 2 jaar besig met 1 Johannes, maar ek sal terwille van duidelikheid net so hier en daar ietsie herhaal. Ons neem ons skriflesing dan spesifiek in 1 Johannes 5. Kom ons lees maar, terwille van die wat het gemis het, daar ook verlede week se teksgedeelte, ons lees 1 Johannes 5 vanaf vers 10. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die lewe het, hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle ewige lewe het, die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Nou, lewendige gebed deel 2, nou gaan hier die groot toets oor gebed verder. Vers 16, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. Daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die boosheid geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Net tot sover. Nou, volgens 'n gedeelte nog ons 2 tekste wat 'n mens altyd laat wonder. Ek weet sommer die wat so 'n bietjie al gekyk het na die teks, en daar is so, hier word van 2 goed genoem, en ons wil duidelikheid. Volgende wil ons kyk, wat is dit? Nou, wat wonderlik is, as jy die hele boek al bestudeer, dan kom jy agter, daar's nie verrassings nie. Ons is ook nie hier vanoggend om nuwe leringe te gee nie. Ons is nie hier om 'n teks uit te haal en te sê, kom ons skryf 'n boek oor geestesoorlogvoering, of intersessie, en al die verskriklike dinge wat mense se aandag aflei.
Die boek 1 Johannes is baie duidelik, en ons het dit al telke male gesê, dit gaan oor geloofsversekerdheid. Beleef jou geloofsversekerdheid. En die realiteit is, dat die geloof gevoed word op 'n vaste getuienis, vastigheid. En daarom is dit nie nodig vir ons vanoggend om te raai of te wonder, of nuuskierig te wees, oor sondes wat tot die dood is, en sondes wat nie tot die dood is, en een of ander lering het jy dalk al die sonde gedoen wat tot die dood is, en daardie onsekerheid wek, daai vrees, dis glad nie die bedoeling van Johannes vir die gemeente nie. Hy was 'n pragtige herder, hy het die gemeente onder moeilike omstandighede en verdrukking gevoed, maar ook opgeroep tot ware geloofsbeoefening. En dis die doel van die boodskap, ook vanoggend, dat die woord 'n spieël sal wees, waarin jy jouself meet en kyk, gaan dit in my lewe? So die bedoeling is nooit om op mekaar se tone te trap, en te probeer uitvind wat in die persoon agter my of langs my of voor my se lewe aangaan nie. Maar die gemeenskap van die gelowiges het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar op te bou en mekaar te help te vorm na die beeld van Yeshua. So ons begin by vers 16, as iemand sy broeder, en dit sluit die susters in asseblief, 'n sonde sien doen. Dit is nie moeilik nie. Kyk, dis nie moeilik om iemand sonde sien doen nie. Dis die maklikste. En dit is die realiteit van die samelewing, dat dit te maklik is om ander se sondes te sien, en dan net oor te laat in die vlees. Sies, of een of ander vleeslike gesindheid, of ons hemel die sonde op, of ons ignoreer dit, of een of ander verkeerde optrede teenoor die sonde. Wat is die oproep in die woord? Gebed. En die gemeenskap van die gelowiges, wanneer ons bewus raak van iemand se stryd en sonde, kom ons by deel 2 vanoggend, lewendige gebed. Die rede hoekom ons, en ek is dood eerlik, nie so kragtig vir mekaar bid vir verlossing van sonde nie, want daar's 'n paar beginsels wat ons mis. Daar's 'n paar dinge wat nie in ons lewe realiseer nie. Gaan terug na die boodskap, wie die seun van God het die lewe. Wie die seun van God het die getuienis in homself. Daai vastigheid, daardie geborgenheid by Vader. Ons groot stryd is, as ons nie die heerskappy en die heerlikheid van Jahwe sien en beleef nie, maar ons voel, en die klem is op voel, geïrriteerd en magteloos, en hierdie woord, as iemand sy broeder is, 9 uit die 10 keer jou lewensmaat, is 9 uit die 10 keer die mense die naaste aan jou. Wanneer ons geïrriteerd en frustreerd en magteloos voel, dan vergeet ons totaal ons roeping. Want hy wat die getuienis in homself het, en die lewe in Yeshua, die wete, ek was dood, hy het my lewend gemaak, daar is oorwinning oor sonde, daar is krag teen al die vleeslikheid, dis hoekom Yeshua gekom het vir die swakkes en die siekes. Dit het ons verlede week gesê in deel 1, dit gee ons die vrymoedigheid om te bid. Vers 14, dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het. Hoekom het ons daardie vrymoedigheid? Want ons staan vas in die lewe. Die koninkryk van die hemel is ons realiteit. Yeshua is op die troon. Ons gaan na sy troon van genade om barmhartigheid te verkry en genade te vind om op die regte tyd gehelp te word. Met wat? Wel, hy help ons. Met die stryd wat ons op hierdie aarde het, met sonde en met die mense, die gemeenskap van die gelowiges wat nog sonde doen, en ons gaan nou verder daaroor praat. So hier die boodskap van Johannes vloei. Hy het in 1 Johannes 1 so mooi gesê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Jahwe kompromieer nie met sonde nie. En daarom moet sonde 'n stryd vir ons wees. Ons kan nie net laat gaan nie. Ons kan nie met die klise, jy mag nooit daai ding sê, ons is almal sondaars. Ag, ons is maar almal sondaars. Nee, ons word geroep nie om die sonde te dien nie. Ons moet daaroor heers en ons gaan nou daaroor praat. Maar spesiaal die boodskap wat dit vir my so koslik maak is, die gebed, die gebedstruktuur, die realiteit van 'n lewendige gebed vir 'n ouer vir sy kind wat sien,
My kind is nie op die plek waar hy moet wees nie, of my broer of 'n gemeentelid. Is jou eerste begeerte om te gaan bid vir die sodanige probleem? Want daar's krag in gebed. Want die teks leer vir ons 1 Johannes 5, omdat ons 'n lewende Vader het en hy die lewe in ons harte uitgestort en ons lewendig gemaak het, het ons vrymoedigheid om te bid. Nie om ons begeertes en vleeslikheid in gebed voor Vader soos ons laas hanteer het. Gebedsverhoring is nie daar vir jou om 'n lekker, maklike, gemaklike lewe te hê nie. Dit is reeds vir dit waarby ons vanoggend uitkom. Dit is reeds om in daai oomblik wat jy magteloos voel, want mense se sonde laat 'n mens baie keer magteloos voel. Jy wil daai persoon uit as 'n keel gryp. Kan hy nie wakker word nie. Maar jy vergeet, jy het 'n balk in jou eie oog. Jy het 'n ander struikelblok. En die volgende persoon wens weer, maar hoe kan jy, wat sê jy is 'n gelowige, so optree? En dit is so, en ons gaan nou daarby uitkom, ons het 'n verantwoordelikheid, bewaar julleself van die bose, ons gaan nou daarby uitkom. Hierdie is nie 'n vrypas, dat ek kan sondig en die hele gemeente moet vir my bid nie, dan maak jy Joshua tot skande. Jy kan nie onverantwoordelik optree nie. Maar ons weet die realiteit van die lewe, dat ons swak is in onsself. En daarom die oproep, hoor mooi, van deel 1 af, van die hele Johannes af. Ons geborgenheid, daardie vastigheid in Joshua, daardie identiteit, daardie lewe uit hom, daardie uitstorting van die Gees, dit waaroor Johannes gaan, het God is liefde, die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Wanneer ek bewus is van my Vader se almag, wanneer ek bewus raak van die Heilige Gees se krag wat my lewe verander het, dan gee dit my hoop om te bid vir die broeder of die suster wat ek 'n sonde sien doen. Dis sê Vader, dit is nie reg nie. Ons is teleurgestel. Die ervaring van teleurstelling is baie sleg. Ons moenie dadelik optree in daai teleurstelling nie. Word stil en sê Vader, die doel van hierdie hele situasie is dat U verheerlik word deur die lewe te skenk. Ek begin te bid, want ek het vrymoedigheid om na U toe kom, want die woord sê, ons weet dat U ons verhoor. Ons weet dat U ons verhoor. Ons het die getuienis in ons, U is die lewende God, U is die hoorder van gebed. Dit is so mooi as mens van Dawid se psalms lees, al eindkorig almal, maar Dawid wat so in die knyp, in die moeilikheid, in die woestyn, dit wat ons gesing het, soos 'n hert wat smag na die water, dat hy sê, U sal my gebed verhoor. Jaweh, hoor my stem. Ons het dit weer gesing, vers 3. Jaweh, gee vir my sy lied in die nag. En daai oomblikke wat ons in daardie ongemak, want sonde maak die lewe ongemak. Daar's skande, daar's skaamte, daar's vrees, daar's onsekerheid. Daar's 'n klomp goed, as iemand sondig en iemand wat sondig moet weet, jy maak dit vir almal om jou ongemaklik. Moenie moetswillig sondig nie, maar wanneer ons gesondig het, kom ons bly net terug na 1 Johannes 1 toe. Die tema van die boek is 1 Johannes 2, verskoon 1 Johannes 2 vers 1. Wanneer hy dit so mooi aanspreek, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Hoor mooi, nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het ons het 'n voorspraak by die Vader, Joshua Messia die regverdige. Die tema is, ons word saam met Joshua medepriesters wat saam intree, wat saam bid. Dis die tema van die boek. Daarom het ek in die begin gesê, in Johannes 5 is nie daar nuwe leringe, nuwe snaakse goed, daar's 'n kontinuïteit. Ons het Joshua leer ken as hoëpriester. Ons het hom leer ken as koning, hy triomfeer oor die dood. Ons het hom leer ken as die magtige van Jakob wat verlos, wat sê ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word. Daardie mag, daardie sterkte van die lam wat kan triomfeer. En is met daardie getuienis wat ons nuwe krag kry om te bid vir medegelowiges wat struikel. Want wie is jou vyand eintlik? Ons tree teen daardie persoon op asof hy of sy jou vyand is. En ons skel mekaar, want jy het my seer gemaak. Jy het my teleurgestel. Nie die eerste keer nie, dis nou al die 10de keer. Die koninkryk van die hemele leer ons, die versoeker is die Satan. En ons as kinders van Jahwe is saam met hierdie doelwit, ons wil mekaar
opbou om Jahwe te dien. Ons wil mekaar opbou om werklik waar in gees en in waarheid hom te aanbid. En ons het toerusting nodig. En gebed, vanoggend se boodskap fokus op gebed as toerusting. As deel van die sogenaamde geestelike oorlogvoering wat 'n verskriklike betekenis in vandag se charismatiese tyd gekry het. Ware geestelike oorlogvoering. Wil jy geestelike oorlog voer? Gaan op jou knieë en bid. Vir daardie genade wat sterker is as die dood, wat red, wat oortuig van sonde, wat diepgaande bekering werk. Nie oppervlakkige bekering nie, diepgaande bekering. Dis net Jahwe wat vir 'n persoon kan wys hoe verkeerd is verkeerd. En weet julle hoe doen hy dit? Wanneer hy homself openbaar as heilig, heilig, heilig. In u lig sien ons die lig. Wanneer jy voor Jahwe staan, wanneer jy voor sy liefde staan, Dominee Jaco het vir laasweek ek hoef dit nie vir julle te sê in jou oggendstilte gemaak oor die liefde van Jahwe, wat baie duidelik was. Kyk in die oë van Jahwe en sien liefde, maar jy moet dit glo. Jy moet dit glo. Jy kan nie net sê, ag arme ek nie. Jahwe het sy liefde aan jou geopenbaar aan die vloekhout. Jy het 'n verantwoordelikheid. Glo dit, leef dit. Hou vas aan dit. En in daardie krag kan ons sê, Vader, u liefde kon daardie verlore seun uit die varkhokke gaan haal het. U liefde kon 'n Saggeus, en noem al die voorbeelde, se harte tot ware bekering lei. Nou hierdie is nie net vir groot sondes, soos wat ons verkeerdelik somtyds, want die groot sondes is die sondes wat my die meeste raak. As my broer iets doen wat my nie sak nie so te erg raak nie, dan is dit nie 'n groot sonde. Nee, dit is in die oë van Jahwe verkeerd. Alle ongeregtigheid is sonde, vers 17. Alle ongeregtigheid is sonde. Jahwe is lig, daar's geen duisternis in hom nie. Moenie laks raak nie, moenie lui raak nie. Daarvoor sê ek nie, dis jou heeldag 24 uur roeping om heeldag te kyk wie doen sonde en vir hulle te bid nie. Ons praat van, jy weet waar is jou worsteling. Jy weet in jou lewe waar kry jy seer. Jy weet wie is daai persoon wie jy graag wil vermy. Jy weet vir wie sukkel jy om te vergewe. Ons almal weet, daar's tye wat ons maklik Jahwe doen en ons soms 'n stryd wat ek verloor fokus. Gebed. Voor die troon van Jahwe gee weer vir jou fokus. As iemand sy broeders 'n sonde sien doen wat nie tot die dood toe is, moet hy bid. Die oproep, die konteks is 'n oproep om meer te bid. Want die vorige deel, ons het vrymoedigheid. Ons het die lewe in Yeshua. Ons het die getuienis dat hy die hoorder is van gebed. Ons het die getuienis, ons het dit gesing, liedjie 194, majesteit, glansryke heerlikheid. Sien, daar's 'n toepassing in die teks. Dit is maklik as ons veilig en geborge hier is. En daar het nou nie te veel goed verkeerd gegaan soos by oom Hendrik gisteraand nie, né? Die hekke is oop en alles gaan goed. Dan is ons rustig, maar as ons so 'n bietjie beproewing het, dan is dit nie so maklik om majesteit en heerlikheid te sing nie, want ek beleef my emosie. As ek rustig is, dan sien ek die heerlikheid van Jahwe. En die woord sê vir ons moet vas staan. Ons moet nie laat enige omstandigheid ons gevoelens so beïnvloed, dat ons Jahwe se heerskappy en koningskap mis nie. En dit is dieselfde met iemand se sonde. Jy moet nog steeds bewus wees, al het 'n persoon gestruikel, Jahwe is op die troon. Jahwe is in beheer. Jahwe is die een na wie toe ons gaan wat sake kan verander. As ons sê gebed verander sake, dis die hoorder van gebed, soos Dominee Jaco ook die oggendstilte gemaak het, oor gebedsverhoring die week. Dis Jahwe wat hoor. Dis nie net 'n gebed nie. Dis nie net my gebed nie. Gebed is nie 'n klisjé nie. Dis een met wie jy praat, wat maak dat gebed waarlik kragtig is. Dis die omstandigheid dat die lam werklik waar op die troon is, die middelaar, die deur, Yeshua, wat hoëpriester is, wat voorspraak is. En hoe meer ons onsself daartoe toespits om die waarheid te sien van wie Jahwe is, wie Yeshua is, wie die Heilige Gees is, kry ek meer en meer die begrip, die vastigheid, die volharding, om wanneer ek in situasies is wat ek nie kan verander nie, en wat ek nie die geroep is om te verander in myself nie, om te bid. Sê, Vader,
U ken nog meer die diepte van hierdie probleem, hierdie sonde. En my fokus in my gebed is, skenk hulle die lewe. Nie straf hulle, delg hulle uit, soos mens voel nie. Ons praat hier van binne die gemeenskap van die gelowiges. Werklik waar, wat is jou doelwit met jou gebed? Die lewe. Hy sal hom die lewe gee. Wat is die lewe? Is daar die eenvoudige beeld, die loot is in Yeshua, hy dra veel vrug. Hy wil Jahwe dien, hy's geroep om sy lewe in Yeshua af te lê. Al daai goed wat my plan irriteer, die sonde, word in Yeshua se sterwe afgesterf. Dis die krag van gebed. Vader, ek bid dat persoon so en so, wat 'n stryd het, werklik waar die geloof van U sal ontvang, wat 'n gawe is, om homself of haarself in U neer te lê. En nie self te probeer en nie. Die fokus is, omdat jy die lewe het, omdat jy die gawe, die getuienis in jouself het, en daardie eerstehandse liefde ervaar, sê Vader, maar as U liefde my lewe so drasties kon verander het, bid ek vir daardie persoon. Die realiteit net, ons is nie altyd daar nie. Deurdat ons vir ander bid, kom ons agter hoeveel ons self tekort skiet. Dis soms die rede, hoekom daar onder ons die is, wat ons herinner, waar ons self moet aandag aan gee. So, daar is nie hierdie skok om vir julle te sê, daardie sonde is nie tot die dood, en die Ou Testament begrip was, daar's baie sondes in die Ou Testament, dat as jy dit gedoen het, moes jy dadelik gevang geword het en doodgegooi word met klippe. Sonde tot die dood, fisiese dood. Dis nie prakties meer so duidelik in die Nuwe Testament nie, behalwe toe Ananias en Safira gelieg het vir die Heilige Gees, toe hulle morsdood neergeslaan. En dit het die gemeenskap geruk. Dit bring 'n konflik en 'n spanning, want dit voel vir ons kan partykeer wegkom met sondes. As ek nie dadelik gestraf word nie, is dit nie tot die dood nie. Wat sê die hele Bybel, van Genesis tot Openbaring, wat is sonde? Alle ongeregtigheid is sonde. Sonde, die loon van die sonde is die dood. So wanneer ons praat oor die woord dood, dan moet ons so 'n bietjie gaan dink oor fisiese dood of die ewige dood, die vir ewig geskei wees van Jahwe. En daar is, en dit is nie altyd maklik of duidelik om te sê nie, want daar's faktore, maar daar is sommige sondes wat jy kan sê, as jy nou gaan aanhou daai ding doen, dan gaan jy jou eie dood veroorsaak. Ons praat van longkanker, ons praat van alkoholisme, ons praat van, as jy nou aanhou jaag, dan gaan jy in 'n boom vasry. Men moenie sê dis jou tyd is jou tyd nie. Jy spot met Jahwe se soewereiniteit. Jy het 'n verantwoordelikheid. So sommige sondes is lewensgevaarlik. Jy kan fisies doodgaan. Dit was die begrip. Dit was selfs in Korintiërs. Ons vat dit nou 'n bietjie dieper. Ons dink daaroor. 1 Korintiërs 11. Wanneer die mense met die nagmaal, die verbondsmaal, dit misbruik het, hulle het geëet, vir amper sê in Afrikaans soos varke. Hulle het nie die liggaam van Yeshua onderskei nie, hulle het nie die plegtigheid, die waardigheid, hulle het gekom om te kom eet. Afrikaans is 'n wonderlike taal, hulle kom vreet en suip, dis wat hulle kom doen het. Dit is hoe dit gegaan het. En Paulus waarsku hulle en sê, as julle die liggaam van Yeshua op 'n onwaardige wyse gebruik, daarom is daar swakkes en siekes en 'n aantal het ontslaap. Dis sonde tot die dood. So, daar is in Vader Jahwe se oë werklik waar, terwille van die gemeenskap of hoe sy raadsplan werk, weet ons nie altyd nie. Ek kan nie hier staan en sê, as jy nou dit doen, maar gebruik jou oorleg dat sonde is Jahwe nie welbehaaglik nie. So daar het ons ook die uiterste geval van die Fariseërs wat gesê het, Yeshua het deur die duiwel uitgedryf. Wat nie sin maak nie, want hulle sê die Heilige Gees is die duiwel, en dit was laster teen die Heilige Gees, en Yeshua sê, elke sonde wat julle teenoor my spreek, sal julle vergewe word, want ter verduideliking, Yeshua is mens, en hy was krank, en
Die mense het nie altyd dadelik verstaan hy is die Messias nie, sy eie broers was in ongeloof en later het hulle oë oopgaan, dis hulle vergewe. Ons sien die voorbeelde, Handelinge is mense wat deel was van die skare wat gesê het kruisig hom, het tot bekering gekom. Dis hulle vergewe. Maar wanneer jy daardie diep werk van die Heilige Gees wat direk vir jou tot bekering wil lei, minag, spot, hoon ensovoorts, en soos wat die Fariseërs, dit wat die Heilige Gees van Yeshua getuig het, laster, dit was nie te vergewe nie. Die hele teks roep ons op tot verantwoordbaarheid. Hier is nie kort paaie en hier is nie, ek sal maar doen, ek sal kyk hoe ver kan ek die grense druk. Dis glad nie die teks se bedoeling nie. Die realiteit is net, dat ons mekaar moet sensitief wees. Die persoon wat die sonde doen, vat verantwoordelikheid. Besef, dat jy moet voor Vader Jahwe staan en sê, Jahwe, ek het gesondig. En die betrokke partye mee jou saak gaan regmaak. En die res wat toeskouers is en 'n sonde sien, broere sonde sien doen, bid vir herstel. Dit was die bedoeling van die ou kerklike tug, aanvanklik in die begin. Was die bedoeling in die ou, ons het nou al vandag soveel slegte ervarings gehad, dat ek nie eers die woord sensuur wil sê nie, want dan gaan elkeen nou sy gedagtes spring na ander dinge, maar die bedoeling oorspronklik uit die woord is, as jy 'n persoon aanspreek, moet dit die pad van herstel aandui, die pad van broer, suster, jy kan nie aangaan met dit nie, kom tot bekering, sodat jy in die liggaam van Yeshua 'n bydrae kan lewer, gesond kan wees. Dit is Johannes, die apostels, se roeping gewees om die gemeente te roep tot mede-verantwoordbaarheid onder mekaar. En dis die hartseer deel, dat wanneer ons begin verkeerde dinge doen, dan begin ons ook verder van die gemeente af wegdryf, sodat ek nie gesien word, nie gehoor word, soos 'n stout kind, net soos 'n stout kind. As ek een van die kinders soek en hy's agter die bank, dan weet ek saam met hom agter die bank is die sonde. Ek sal nog uitvind of is dit 'n foon of 'n lekker of 'n wat ook al. As jy begin wegkruip, as jy nie meer daai oopendheid het nie, dan moet jy weet. En dis eintlik die Satan wat jou wil isoleer. Maar wanneer ons na die gemeente toe kom, na die verantwoordbare plek, is nie altyd lekker nie, is nie altyd maklik nie, maar dis gesond. Dis waar ons vir mekaar kan bid, dis waar ons mekaar kan sien. Maar nou is die probleem, as jy kritiek ervaar, en ons doen dit nou verkeerd, dan bly ons eerder weg, want ons is bang vir kritiek. En daarom volg ons 'n boodskap. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bou mekaar, kom ons ondersteun mekaar, maar kom ons vat elkeen ook verantwoordelikheid vir jou lewe. Dit is nie 'n maklike boodskap nie, as hulle gedink het, dit is maklik vir my om dit sommer net te sê, ek self, elkeen van ons, staan voor Vader Jahwe. Dit is nie maklik nie, dit is nie aanvanklik, jou natuur. Jou natuur is om te beklei, om te skel, om te verwerp, om soos 'n kat nals te wys. Ons gaan aan met die teks. Daar's oorwinning. Hierdie is 'n boodskap van oorwinning, vers 18. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, en nou klink die Afrikaans nie reg nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Die prediking gaan oor die wedergeboorte uit die gees van God. Het ons al in 1 Johannes 3 gelees, vers 9, 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. En die fokuspunt is Jahwe. Jahwe is nie sonde nie. God is lig, wat ons gelees het in hoofstuk 1 vers 5. Omdat Jahwe lig is, kan dit wat uit hom kom, sy gees, sy seun, sy kinders wat die wedergeboorte ontvang, dis nie vol sonde nie. Ons het 'n vlees, sê Paulus Galasiërs 5, waarteen ons die stryd voer. Maar wanneer Jahwe vir ons in die tweede Adam sy kinders maak, daar's geen kind van Jahwe wat 'n behoefte het om te sondig wanneer hy in die gees wandel, wanneer hy uit die gees van God uitspreek nie. En dit is die duidelikheid. En daarom die oproep, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die werke van die vlees volbring nie, sê Galasiërs 5. As ons gesondig het, dis nie Jahwe wat die sonde in ons werk nie, kom tot bekering.
bely dit, vat verantwoordelikheid. Dit is verskriklik, ons lewe in 'n eeu waar ons blaam skuif. Ja, ek het dit doen, want jy en jy dit. Vat verantwoordelikheid, dit is die pragtigste van die koninkryk van die hemele. Ek het lank skool gehou. Daar is amper nie 'n verskoning in die boek wat jy nie gehoor het van die kinders nie. Die hele era van die struktuur van huisgesinne, van die priesterskap van die pa, die disrespek, dit word so anti-Jahwe, anti-Gods koninkryk deur die Satan en die magte geproklameer. Die gemeente skyn soos 'n stad op 'n berg. 'n Kind van Jahwe aanvaar wie gesag. Jy aanvaar as iemand met jou werklik in gees en in waarheid en in liefde aanspreek. Jy skuif nie blame nie. Jy weet, daar is by my tekort of te min. Ek gee nie almal om my die skuld nie. Ek vat verantwoordelikheid. Ek is nie dadelik terug met 'n antwoord nie. Dit behoort die gemeente te onderskei van die wêreld, want die wêreld is, soos ons nou nog gaan sien, in die sfeer van die bose. Blaamskuif en in die hele sielkundige praktyk van almal het my seer gemaak en almal het, ja, daar is sonde, ja, daar is letsels, maar Jahwe gee vir jou sy seën, hy gee vir jou nuwe lewe, hy gee vir jou die Heilige Gees, hy gee vir jou weer krag om op te staan. En dis wat die evangelie so kragtig maak. Persoonlike verantwoordelikheid, dan in die konteks vanoggend van 'n lewende gebed, lewende verhouding met daardie sigbare vrugte. So, ek hoop ek het dit duidelik gestel dat elkeen wat uit God gebore is, die fokus is op Jahwe. Jahwe baar nie sonde nie. Jahwe bring nie kinders voort wat sondig is nie. In Yeshua, die tweede Adam, is daar 'n nuwe geslag. Ons het wel nog die ou liggaam waarna ons uitsien na die dag wat ons sterwe, want ons lê die ou tempel met al sy vleeslikheid dan af, die ou tentwoning. Maar hy wat uit God gebore is, en hier wil ek die fokus net weer sit, persoonlike verantwoordelikheid, bewaar homself. Dis verskriklik duidelik. Dis helder. Hoeveel moeite doen jy in jou lewe om jouself te bewaar van die bose? Nou klink dit of dit 'n eie poging is. Nee, jy begin byvoorbeeld in die oggend voor Vader te staan in jou afhanklikheid van hom te erken vir beskerming. Vader, hierdie wêreld is vol versoekinge, bewaar my, ek vra u. Maar die feit dat jy in gebed vra, die feit dat jy dit erken, is deel van jou vrugdra, deel van jou persoonlike verantwoordelikheid. Ons word baie keer, en dis hartseer, onder gelowiges of gelowige lektuur, oorbewus gemaak van die Satan se krag, oorbewus gemaak van, ons kinders het nie 'n toekoms nie, hierdie wêreld, die duiwel is heers, die duiwel is oral. Die kragtige evangelie leer vir ons, dat ons geleer word om in Yeshua te bly, dis die opdrag, bly in my, dan bewaar jy jouself van die bose. En kyk hoeveel krag het die bose oor jou. Kyk hoeveel hel bloedlyn vloeke en al hierdie goeters dan. Die bose het geen vat op jou nie, glo dit. Glo dit. As jy in Yeshua is, het die bose geen vat op jou nie. Wat is die probleem? Ons wandel nie in Yeshua, ons wandel nie in vlees. Ons wil in onsself. Ons moet as gemeente verstaan hoe kragtig is Yeshua se opstanding, sy oorwinning. En ek wil nie ons moet vinnig net gou gaan terug aan na 'n teks toe, waar Paulus in Kolossense 1 skryf. Kolossense 1. Johannes kontrasteer nie vir Paulus nie, hulle het dieselfde evangelie. En ek gaan dit sommer saam hanteer met die latere teks wat sê die hele wêreld lê in die mag van die bose, en mag is kursief, want ons weet nie in Afrikaans presies om die Griekse gedagte te voltooi nie. So daar is nie 'n direkte woord vir mag in die Grieks nie. Wat in die Grieks bedoel word, die wêreld is boos. Daar is vuilheid, daar is demone, daar is al hierdie goed.
Maar kyk waar gaan haal Yeshua ons, en ek wil hê daardie verskil tussen lig en duisternis, nie grys area nie, nie tussenin nie. Dis of die koninkryk van die duisternis of die koninkryk van die lig. Kolossense 1 vers 13. Hy, Yeshua, wat ons verlos het uit die mag van die duisternis. Met ander woorde, daar is 'n mag van die duisternis. Adam en Eva het hulle heerskappy verloor. Daar's geen illusie nie. Hulle is slawe van die sonde. Hulle was dienaars van die sonde. Maar as Yeshua jou gaan haal, dan het jy nie een voet daar en een voet in sy koninkryk. Hy verlos jou met 'n volmaakte verlossing. En oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. En dis hier waar ons harte moet warm klop. Waar bevind jy jouself posisioneel? In Yeshua se koninkryk, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, volmaak. Niemand se vloeke, niemand se ander goed gaan my van Yeshua skei nie. Paulus sê, geen hoogte, geen diepte, geen owerheid, geen mag, geen onsigbare ding. Ek is 'n bloedgewaste, gekoopte kind van Yeshua. Het ek 'n stryd in die sonde? Ja. Maar dit beteken nie die Satan lei my rond aan 'n bandjie nie. Ek vat verantwoordelikheid vir my lewe. Ek bewaar myself van die bose deur in Yeshua te bly, deur 'n diensknegt van die geregtigheid te word. Naamlik die vergifnis van die sondes. Kom ons kyk die teks. Hoe gee dit die beskrywing van wie is Yeshua? Hy, hoofletter Yeshua vers 15, is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye, owerhede, magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Selfs die duiwel kan nie 'n oomblik bestaan as Jahwe hom nie laat bestaan nie. Want hy het 'n doel. En hy sal vir ewig in die poel van vuur brand. Maar niemand is hoër as Jahwe nie. Niemand is hoër as Yeshua nie. Niemand is hoër as jou verlosser, jou priester, jou voorspraak. Nie jouself nie, nie jou skuldgevoel, nie jou skaamte nie, nie die persoon wat jou seer gemaak het nie. Hy is die fokuspunt. Vers 17, vers 18 verskoon. Hy is die hoof van die liggaam, die gemeente. En as ek so vir julle kyk, is dit elkeen van ons se belydenis dat Yeshua die hoof is van hierdie gemeente. Dan moet ons onder sy gesag leef en lief hê en die vryheid ervaar in die bande van sonde in sy verlossing deur sy bloed, soos hy verder ook praat, daardie vergifnis leef. Ons het nie rede om self wraak uit te oefen nie. Die koning van die konings is op die troon. Vers 19, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon. Net tot so ver. So wanneer ons praat oor geeste en die koninkryk van die duiwel, dan praat ons van 'n verslaane vyand. Ons sê nie hy is nie op aarde nie. Petrus sê, kyk wie hy kan verslind. Maar wie kan hy verslind? Die wat nie in Yeshua bly nie. Die wat ongehoorsaam is. En daarom is dit so gevaarlike terrein, daarom die oproep vanoggend, sien die groter prentjie. Ek weet as ons seer gekry het, en jy kom agter, daardie persoon het regtig jou te nagekom, dan is jy subjektief, jy is in die situasie. Maar onthou die woord leer ons net so 'n bietjie objektiwiteit, die groter prentjie is. As ek in Yeshua bly, en hy en my, die bose geen vat op my, want die bose wil graag my verlok tot wraak, tot woede, tot jaloersheid, tot gierigheid, tot skinder, tot kwaad praat. Dis wat die bose wil doen, hy wil jou versoek. Dis 'n realiteit, laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En die woord gee die bevestiging, as jy in my bly, het die bose geen vat op jou nie. Wat 'n belydenis, dit moet geglo word. Dit moet geleef word. Dis nie passief nie. Jy moet nie handjies gevou sit en kyk of wat kan die duiwel in jou lewe doen en nie doen nie. As jy nie aktief bid nie, as jy nie 'n lewendige gebedslewe het nie, dan gaan hy jou verlei. Almal van ons weet hoe moeilik dit is. Jy luister nou 'n oggendstilte tyd. Wie het dit al reg gekry om terwyl hy in die oggend 'n oggendboodskap te ry, kwaad te word vir die teks hiervoor? So moet jy waak en bid. Jy kan nie sê ek het vanoggend 'n wonderlike tyd op my knie gehad, ek kan maar vandag op my laure rus nie. Jy moet waak en bid. Alles wat ek sê, alles wat ek dink, alles wat ek doen, bly in
Yeshua. Wat is die bemoediging vir oggend? Wat sê die woord? Dan het die bose geen vat op jou nie. Dit is die gerusheid van Jahwe se soewereiniteit. Daar's baie mense wat dit verkeerd verstaan en sê, julle maak asof daar nie 'n duiwel is nie. Dit is reeds omdat daar so 'n realiteit is van die sonde, dat Jahwe weet om vir ons hierdie absolute geestelike beginsels te gee. As jy uit my gebore is jy nie vol sonde nie. My bloed was jou volmaak. Die duiwel kan jou nie uit my hand uitruk nie, selfs nie eers 'n inenting nie. Dit is nie die merk van die dier nie. Die inenting kan vir jou siek maak, want hy is nie getoets nie, en. Hy gaan nie jou siel uit die hand van Jahwe ruk nie, hy kan nie. Johannes 10, my Vader is groter as almal. Pas op, dat as ons nie die wêreld vrees, dat ons eintlik in effek sê, ons Vader is klein, en die wêreld is groot. Die oorlog is groot, die ekonomie, die ekonomiese dreigemente en diesel wat hoeveel rand opgaan van die oliekrisis en dan moet ons gaan navorsing doen want ons is mos in beheer oor alles. Nee, los dit. Fokus op 1 Johannes 5. As 1 Johannes 5 nog nie in jou lewe realiteit is en in jou gebedslewe vrug dra nie, dan het jy werk om te doen. Die wêreld gaan nie vergaan omdat die duiwel besluit is nou tyd nie. Jahwe het erfeiendom. Ja, hy het in sy almag toegelaat dat daar geweldige hartseer dinge gebeur. Maar wanneer die koning van die konings op die wolke kom en die opstanding gebeur, dan is dit die triomf. Die laaste vyand, die dood, word oorwin. En ons moet daai groter prentjie raak sien en eerlik met jouself wees, wanneer raak ek subjektief? Wanneer kan ek daai persoon nie hanteer nie? Dis wanneer ek Jahwe se almag nie meer raak sien nie. Kom ons gaan daarna 1 Johannes 5 toe. Ons gaan amper afsluit met daai gedeelte vers 19 wat baie aansluit by vers 18. En vir die wat dit dalk gemis het, Johannes skryf 'n paar keer ons weet. Onthou julle, beleef julle geloof sekerheid. Volgens 'n boodskap het 'n paar van hierdie ons weet en die eenvoudige vraag wat ek vir elkeen wil vra, weet jy dit? Nie, het jy al 'n preek beleef waar die predikant redelik seker klink van sy saak nie, weet jy dit wanneer jy getoets word, wanneer daar niemand om jou is nie, is dit die getuienis wat in jou hart leef. Wanneer jy in versoeking kom, wanneer jy op 'n slegte plek of 'n swak plek in jou lewe is, het jy die toerusting van die woord, die swaard van die Gees is die woord van God, nie 'n gevoel nie. Die woord rus ons toe. En ons weet, vers 19, dat ons uit God is. Ek is sy kind. Wat ek doen, doen ek vanuit die identiteit, ek is syne. As ek op hierdie aarde bekommerd is oor waar gaan ek kos kry, waar gaan ek klere kry, waar gaan ek 'n lewensmaat kry, waar my behoeftes laat my soos 'n bedelaar voel, gaan terug na die woord toe. As jy weet jy's uit Jahwe en wie Jahwe is, dan kom daar 'n ander perspektief. Dit beteken nie sit handjies gevou nie, dis net 'n ander perspektief. Jy tree korrek op. Jy tree op as kind. Maar daar's 'n verskil tussen 'n kind van Jahwe in die tweede deel van die teks en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En die fokus is nie op die krag van die duiwel nie, dis hoekom hy in kursief is. Dit is die realiteit van 'n koninkryk van duisternis, 'n koninkryk wat verlore gaan, 'n koninkryk wat veroordeel is, 'n koninkryk wat boos is. Dis die doel van die teks. Jy's of Jahwe se kind of jy's deel van die Satan se swart, donker, duister, sondige, bose koninkryk. Dis nie tussenin nie. En dit was die doel hoekom ek Kolossense 1 gelees het, om te wys. Hy het ons verlos. Hy het ons gaan haal. Moenie leef asof jy nog 'n vakansiehuis het in die koninkryk van duisternis nie. Nog 'n agterdeur ooplaat. As dinge nou regtig te swaar word en ek verloor dit, dan het ek weer toestemming om weer te gil en te skree. Dat ek weer toestemming om te maak wat ek wil. Dan het ek weer toestemming om soos 'n vark terug te keer na die modderpoel, soos 'n hond wat terugkeer na sy uitbraaksel, want ek het besluit, ek verloor dit, vanaand gaan ek maar weer bid en dan gaan ek maar weer aangaan. Dis nie wat die teks ons leer nie. Dis nie wat Jahwe vir sy kinders leer nie. Jahwe leer ons.
as ons gesondig het, as ons werklik waar op 'n plek kom waar ons swak was, gaan na die voorspraak toe, gaan na Joshua toe, maak reg, en hê berou, werklik ware berou, want die realiteit is hy's koning, hy wil vir jou herstel, en wanneer ons mekaar sien sondig, en ek vat saam, sluit af, ons vat sonde ernstig op, want dit het groot skade, groot impak in die hele gemeenskap van die gelowiges. En daarom gaan ons nie in die vlees optree nie, maar ons geestelike toerusting is om vir mekaar 'n lewendige gebed tot die lewe toe te bid. Die oog, die fokus is, Vader skenk die persoon die lewe. En ek bid nie 'n moedelose gebed asof die duiwel weer los is en alles kan doen nie. Nee, ek bid en ek buig voor die koning van die konings wat op die troon is en weet en hoor en ek kom met vrymoedigheid na hom toe, want hy is in beheer. En ek sê vir hom dankie vir die volmaakte verlossing in Yeshua, dat ons werklik waar verlos is van die mag van Satan. Want hoe groot was dit nie? En hoe hartseer is dit nie om te sien hoe lyk 'n lewe daar buite, en ons baie wat totaal in losbandigheid en roekeloosheid geleef word. Dank Vader Jahwe elke dag in die gemeente vir 'n nuwe identiteit, vir 'n nuwe koninkryk, 'n koninkryk wat heers, 'n koninkryk wat vrug dra, 'n koninkryk wat nie op gevoel gaan nie, maar op die woord staan. En mag Vader Jahwe se woord vir ons so ryklik in ons woon, dat ons kan eendragtig sê, ons weet, vers 18, ons weet, vers 19, ons weet, vir 'n derde keer, vers 20, ons weet. En as dit Vader se wil is, gaan ons dan afsluit volgende keer met die laaste, ons weet, in vers 20. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat u woord vir ons in die wapenrusting gegee word as die swaard van die Gees. En daarom is ons so afhanklik dat u Gees dit vir ons in ons harte lewend maak. Ook wanneer een persoon saai en 'n ander een nat maak, dan is dit u wat die woord kan laat lewe, kan laat groei. En ons wil vanoggend getuig saam met Johannes 6:63, die woord wat Yeshua gespreek het is gees en is lewe. Wil u vanoggend se woord in ons harte lewend maak, dat dit vir ons daardie vryheid sal bring, daardie heerlikheid, wanneer ons daaronder buig. Daarom bid ons vir 'n gesindheid, Vader, vir 'n leerbare gees, in die weerstandigheid, soos wat die woord sê, my seun, as ek jou tugtig, moenie dat dit jou weerstand wek nie. Help ons om die sin van Yeshua te hê. Help ons om in ons lewe te sien, wat beteken dit om u te volg? Dat ons nooit sal terugkyk nie, dat ons nie die hand aan die ploeg sal slaan en omkyk, of verskoning soek, of eers iets anders wil doen nie, maar dat ons u ten volle sal dien. Dankie vir elke vermoeide hart vanoggend, dat ons aan u kan opdra en sê, Vader, u koninkryk, u heerlikheid, u majesteit is ons erfdeel. Wil u elke hart versterk, elke hand wat slaap hang, elke struikelende knie, elke voet wat geswik het, elke hart wat verkoel het, gedagtes wat onvrugbaar geword het, gedagtes wat verduister het weens die leuns van die wêreld. Bid en vra ons in die kosbare heerlikheid van Yeshua, bring ons terug na u toe. Maak ons sterk en rus ons toe tot die eer en verheerliking van u naam in Yeshua deur die krag van die Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons hef ons hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees.
Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.